Baby, dis lekker saam met jou hier. Ons gesels op ons podcast. Die podcast word gedoen die Marx. Die Marx Inner Circle. Is dit die Marx Inner Circle? Ja, ons is 'n opvolg wat ons het op ons vorige een oor die kainos intellek van die almagtige Godheid. En ek dink ek moet net 'n saak stel, daar's ouens wat nou moontlik gaan dink ons probeer intelligent klink. Nou intelligensie is nogal deel van hierdie gesprek. Ja, ons gaan nou daarna kyk. Hoekom ons oor die goed praat, en ek staan dalk nie en spring op 'n podium en gil en skree nie, en die Here het my geseën om dit te kan doen. Ons gesels nou kalm, maar hoekom ons oor hierdie goed praat, dit is 'n aanslag, 'n aanval op die algemene kerk of entiteit, instituut, want die besigheid kan ook maar net 'n NPO wees of 'n maatskappy of wat dit ook al is, wat vandag aan die gang is, waaronder daar 'n stelsel is van vernuwing, anders, meer moderne netwerke, meer geleenthede, beter geleenthede. Ons sal later, as ons kan, daaroor praat, die kompeterende wêreld wat in die kerke aangaan, wie wat en wat se hit is, wat se hit en wie's die hip en die hop en die funk en die bla 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 bla. Maar ons is die kultuur wat die meeste, behalwe die staat, universiteite, skole en allerhande instansies wat humanisme promoveer, is die kerk nou in sy era en tyd, wat die tweede keer in sy lewe die grootste swaai gehad het, om op die Paulus sou, in die Afrikaans noem ons dit, om die vlees te promoveer. Paulus het dit verstaan as die psychikos, as die psigiese wêreld te promoveer, en daarop te rits, te seil, om nette uit te gooi, is dit naïewe mense? Die Bybel sê tog, hulle sal vir hulle leraar soek. Om hulle in die gehoor. Ek dink nie die volk, die volk is nie so naïef nie. Ek dink baie leiers en predikers is slim. Hulle gee die vlees, die siege, vir 'n nie 'n naïewe volk nie, vir 'n volk wat in homself 'n gode wêreld aanbid. Hy weet nog net nie, ek het nie 'n vermoede nie, ek weet hoe gaan die gode wêreld lyk in die toekoms en waarmee die kerk gaan sit uit hierdie psigiese primêre stelsel. Wat ons net my sê, hulle sal vir hulle soek wat hulle nie gehoor streel. Met ander woorde, die volk is die leier. Nou daarmee gaan volk by nie net sommer lyn nie. Hulle gaan soek, en ja, pastore is nie leiers wat vir die volgende ding val nie. Ek sien nie 'n leier in so ou nie. Hy moet hierdie nette uitgooi om die volk wat so deur hierdie kragtige apostel oorgeprofeteer was, happy te hou, gelukkig te hou. En dis natuurlik om diself gelukkig te hou, die regte goed te sê, die regte goed te praat. En ons ontdekking is dat die geestelike wêreld, die pneumatikos, is jou ruach met 'n klein letter, moet primêr wees. Nou, hoekom? Sodat jou, hoor mooi, sodat jou geestelike intelligensie kan groei, en dit kan alleenlik deur die Godheid gebeur wat gekonnekteer is. Jy word die antenna in jou gees, nie in jou siege nie, in jou gees, om te hoor, te luister wat God vir jou sê om te doen, te praat, en niks van dit het met die 5 sintuie waarmee jy nou werk te doen nie. So, baby, ons gaan nou lekker gesels. Ek wou dit net pertinent sê, ons sit nie hier en gorrel 'n klomp goed. Ek het nie nodig om intelligent te klink en te wys. Die Here het my met 'n ongelooflike intelligensie gesteun, en hierdie mense langs my, gaan kyk net haar skoolrekords. Dit spreek van self. Ons het nie, maar wanneer ons hieroor praat, dan is ons ernstig in die gees van God.
deur die gees van God oor die saak, want die kerk, die ware aanbidders, nie die volk, daar's twee volke, die een soek om in die gehoor gestreel te word, dan is daar 'n volk, hulle het die saad van Christus binne hulle. Iewers is daar 'n wêreld wat roep binne in hulle en ons praat met die mense. Dit is gewoonlik die minderheid, so die kans dat dit nie vir jou is nie, is baie goed, scroll aan. Ons praat met mense wat waaragtig na die intellek van God soek, nie, hoor mooi, nie om sy ego, nie om sy trots, sy wêreld van intellek nou te verbeter, laat mense sê, wow, hy het 'n openbaring, sy het 'n woord. Dat het niks met dit te doen. Die meeste van hierdie woord en openbaringe wat vandag aan die orde van die dag is, hoor mooi, is op die sintuiglike wêreld gefokus, is daarop gefokus dat mense in hulle sintuie happy gehou word, anders amper sê ek 'n vieslike ding hierso. Hulle word daarin gestimuleer. Dis 'n amper saak, Paulus sou gesê dis welis, wat dit is, en hy het dieselfde krag as welis om hom, en dan het ek sê dit vinnig, welis, hy trek hom op daai manier soos welis werk, en hy gee vir hom hy stimulasie, en hy word geprop, en die psigiese primêre wêreld geniet dit. In die tussentyd kan ons dit niks anders noem as demonies nie. Dis afgodediens, dit word gelei na afgoderry toe, en ek kan aangaan, maar wanneer die goddelike intellek met jou gees, nie jou siege, jou siel in aanraking kom, en begin jy woorde praat, en begin jy dinge sê, en begin jy dinge ervaar, en begin jy dinge voel, hoor mooi wat God, Absoluut. Wat God wil hê jy moet doen, jy word net die instrument, jy is nie meer primêr nie. Nou dit is natuurlik 'n moeilike ding om van afskeid te neem, dat ek primêr is, dat ek die openbaring het, dat ek die moment het, en dat, die gehoor voel ook, wow, hier sit ons nou, nee, God gaan hierdie stelsel, ek glo, dat die Here werk al kragtig deur 'n herlewing, en waar gaan hy kies om hierdie herlewing natuurlik te doen? Hy gaan kies dit in die plekke met die grootste kandelare, die mooiste matte, die mooiste sitplekke, niks teen dit nie. Mag die Here vir ons ook 'n saak gee